Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenking tyd saam. Dis lekker, is 'n voorreg om hier saam met jou te wees. Nou, ons is besig met hierdie reeks Herbou jou altaar en ons het 'n wonderlike tyd sover in hierdie beginsels. En ons het gister gekyk na hoe God ons antwoord met vuur, wanneer ons die altaar bou. Jy sien, ons werk is bou die klippe en daar's beginsels aan en sit die stokkies op, daar's beginsels en 12 klippe en die stokkie en die water en die olie, as elkeen het 'n beginsel. Dit was amazing, né? Maar dan die vuur is God se werk. En hy het dit oor en oor bewys. Die eerste tempel, hy het Elia en hy het dit gedoen saam met Salomo. Kom ek lees eerder. 2 Kronieke 7 vers 1. Salomo wy die tempel in. Toe Salomo klaar gebid het daar vuur uit die hemel gekom en die brandoffers en die ander offers verbrand. Die heerlikheid van die Here het die tempel gevul. Ons sien die min of meer dieselfde storie elke keer wanneer 'n priester of 'n profeet of iemand wat moes en geluister het vir die Here, die klippe gebou het, baie keer 12 klippe vir elke maand van die jaar. Daai tyd was dit vir die 12 stamme van Israel en ek glo nou is dit vir die 12 maande van die jaar, maar in elk geval, as hulle die 12 klippe gepak het, die hout gepak het en alles gedoen wat hulle moes gedoen het, dan het God met vuur geantwoord. Mens, dis ons begeerte. Dit is my hartsbegeerte. Dis wat ek glo elkeen nodig het. Is vuur, die vuur van die Here binne in ons, né? Ons sien dit reg deur die Bybel. Pinksterdag, Moses word geroep, brandende braambos. Pinksterdag, tonge van vuur, en so kan ek aanhou en aanhou. Vuur is wat ons nodig het. Nee, wat sê ons vir 'n kind? Man, ons moet so 'n bietjie vuur onder jou warm maak, né? Ons moet die, né? Sy ou mense spreekwoord. Maar kan ek sê is eintlik 'n God spreekwoord. Dink jy nie God sê ek moet so 'n bietjie vuur onder julle maak nie, né? Julle aan die gang kry vir my koninkryk. Julle aan die gang kry vir dit wat regtig belangrik is. Regtig belangrik is, laat die koninkryk kom. Laat u naam geheilig word. Laat u wil geskied, Here. Dis die belangrike goed en ek moet 'n bietjie vuur in julle wakker maak dat julle besef die lewe is 'n gejaag na wind en die lewe is 'n gejaag na geld en al hierdie skatte en dan bereik jy of bereik jy nie en dan gaan jy dood. Dan staan jy voor die een wat met vuur oordeel. Al jou werke, sê die Bybel, word met vuur geoordeel. Mens, ek en jy moet nou in die vuur leef, met die vuur leef, sodat ons nie eendag die vuurskok kry nie, maar nou saam met die vuur leef. En God doen dit, wanneer ek en jy 'n altaar bou, 'n stilte tyd, 'n plek het, daagliks, Jesus ontmoet op die altaar, en ons eie lewens neerlê op die altaar, dan steek die vuur binne in ons in die brand, in ons huise, in ons huwelike, in ons gemeentes, in ons kinders, in ons land, in ons wêreld. Hy steek die vuur aan. En hy vuur verbrand alles. Wat nie daar moet wees nie, wat daar moet wees, maak hy heilig en skoon. Kan net aanhou praat. Kom ek bid saam, dat die Here antwoord met vuur in jou en my lewe. Hemelse Vader, die altaar bou is my werk, maar die antwoord met vuur is u werk. En ek weet, u is getrou aan die gedeelte, u sal altyd getrou wees. Soos ons met opregtheid elke dag kom en ons lewens neerlê op die altaar, saam met Jesus wat ons groot offer was, en is, sal u antwoord met vuur. Ek bid dat u nou antwoord met vuur, vandag antwoord met vuur, Lewensentrum antwoord met vuur. Here, elke persoon wat nou bid aanlyn, antwoord met vuur, wat aan die brand steek in ons harte. 'n Vuur van liefde, 'n vuur van passie, 'n vuur van ziel en energie, 'n vuur van ewige lewe. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Dankie, liewe vriende. Sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.